Tangi unene, oh Africa, se tangi unene, we Namibia, se kai kan gas, sengedam rendaman Afrikaans, ponda panula, yeshimwe apo, ongatero, yongutukiro. Ons het al gekuier by 'n bekende ekonoom by Namibië se presidensiële ligwaardin, die land se eerste kommissaris vir diensbillikheid, 'n dramaturg en baie meer. Vandag is dit die beurt van 'n groote in die onderwys. Ons kuier by Dennis Fredericks in Pionierspark. Dennis, vertel vir my, wou jy nog altyd 'n onderwyser gewees het? Dani, ja. My pa was 'n ambasman. En ek en my broer het altyd 'n buitekamer gebou. Omdat ek in 'n 3-vertrekhuis groot geword het, moes ons buitekant ook 'n kamer bou. So ek wou 'n carpenter word. Dit was my eerste keuse. En dis hoekom ek in graad 11, wat destyds standaard 9 was, rekeningkunde gelos het en houtwerk gevat het. En vreemd genoeg, ek het 'n onderskeiding gekry in rekeningkunde in standaard 8. Maar omdat ek carpenter wou word, vat ek houtwerk in standaard 9. En gelukkig dryp ek standaard 9. En toe ek standaard 9 oordoen, doen ek weer rekeningkunde en ek kry my onderskeiding weer van waar ek gelos het in standaard 8. Maar omdat ek so betrokke was by die kerk, ek was lief vir Jesus, ek was lief vir betrokkenheid by die kerk, was lief vir die kerk, het ek toe gedink, ek moet maar predikant word. So in graad 11, omdat ek het oordoen, is daar nie meer houtwerk nie, sê ek vir myself, ek gaan predikant word, want ek was lief vir preek, ook in die kerk. En in standaard 10 het ons nie altyd die onderrig gekry wat effektief was nie, in 1 of 2 vakke. En toe besluit ek, na 'n paar teleurstellings met 'n paar onderwysers, maar ek wil 'n goeie onderwyser word. En toe word ek 'n rekeningkunde onderwyser. En ek dink nogal 'n goeie een. Vertel vir ons 'n bietjie van jou kinderdae, jy weet, jou skooldae. Ek was maar 'n stil mannetjie, die baie gepraat het, soos nog steeds vandag, dink ek. Goeie luisteraar, maar ons het arm groot geword. Daar was nie altyd geld nie. En my ma en my pa het altyd vir my gesê, my kind, ons het nie geld nie, maar al wat ons vir jou kan gee, is goeie geleerdheid en goeie opvoeding. 3-vertrekhuis groot geword, 7 kinders, so daar was nie altyd genoeg vir almal nie. Maar ons het hierdie dryfveer in ons gehad. Ons het nie. Want die ryk familie van ons het ons soort van nie altyd by ons gekom nie. En my ma het altyd gesê, studeer net my kind. So ek was betrokke in die sonnaarskool, in die brigade, die kinderbond, die jeugleier. Gemiddelde leerling, baie skerp nie, omdat ek betrokke was in baie buitemuurse aktiwiteite. En dit het my gevorm om, toe ek op hoërskool kom, eintlik al 'n klein leiertjie gewees. Soos ek sê, arm groot geword, maar my ma was 'n huisvrou. En sy het 'n goeie hart gehad. 'n 3-vertrekhuis groot geword, maar sy het 5 aanneemkinders gehad. Waar ons almal geslaap het, weet ek nie. Maar al wat ek weet, sy was iemand wat gesorg het vir hulle wat in nood was. En waar was dit? Dis wat is in George, Rosemore in George, ja. 'n pragtige wêreld, daar naby wildernis, naby die see waar P.W. Botha was. En ek het mooi memories, mooi herinneringe oor Georgia. Dink jy daar's voordele daaraan om groot te word in 'n groot gesin? Deesdae kry mens dit selden nog.
Ja, ek dink daar is baie mooi voordele daar. Ons kan mekaar ondersteun. Die jonger kind vat ons maar die ouer kind se klere omdat ons arm groot geword het. Maar deesdae lyk dit vir my is dit nie 'n goeie roep nie. As gevolg van die ekonomie. Dink is een faktor, maar ek sou sê nee. Aitsa is 'n echt Namibiese inisiatief. Ons reis op die hartklop van Afrika en vertel stories van mense en hulle dorpe op verskeie platforms insluitende televisie en sosiale media. Dit is joune, syne, julle en ook almal van hulle aan die ander kant van ons grense sinne en dit maak Aitsa 'n lekker ding. Kyk Aitsa maande om 18:30 op NTV, oneup2.com as ook op Netwerk Media Hub en NTV Afrikaans se YouTube kanale. Volg ons op Facebook of besoek ons webwerf by aitsafrika.com. Hoe het jou pad gelei na Namibië? Ek het begin onderwys gee in 1978 by George Hoërskool. Baie bedrywig in die kerk, diaken, jeugleier, ringsleier, VCS-leier en betrokke by die skool se buitemuurse aktiwiteite, was kassiere by die skool. En eendag sê van my kollegas vir my, Dennis, hier is 'n pos geadverteer in Namibië vir 'n vakadviseur, rekeningkunde, ekonomiese wetenskappe. Ek sê nee, nie Namibië nie. Want daai tyd het ons hierdie persepsie gehad van bomme wat ontplof, dis SWAPO en dis is net nie veilig nie. Dit was die aanname wat ons gehad het. En toe sê ek vir myself, kom ek doen aansoek, net vir die grap. En seker 'n maand of 2 later bel meneer Clarence Bali my vir 'n onderhoud. Ek gaan toe die onderhoud en seker 'n kort tyd daarna bel hy vir my, ek het die pos gekry. Ek wil nie na Namibië toe kom nie. Ek het huis toe gegaan van die skool af, ek het gaan bid. Sê, Here, wat is die? En ek het met my hoof gesels, hy sê vir my, nee, jy kan nie die skool los nie. Die predikant sê, nee, jy kan nie die jeug los nie. En ek het gaan bid en my ma sê vir my, my kind, my kersie is baie kort. Jou kersie is nog lank. So daar's nog baie tyd vir daai kers omgebrand te word. So gaan. En ek gaan terug na my skoolhoof toe. Ek sê vir hom, meneer Fransman, ek is jammer. As ek bly, dan gaan dit my die persepsie gee dat ek is onmisbaar. En ek glo, niemand is onmisbaar nie. Soms moeilik vervangbaar. En toe ek nou toe vra ek vir die departement hier, gee my net 'n paar maande kans, want ek het my eerste matrikulante gehad wat ek in graad standaard 7 mee begin het. En ek wou eers die syllabus voltooi. In Junie maand was die syllabus voltooi en ek het 1 Julie begin hier in Namibië. Het Namibië vinnig in jou hart gekruip? Ek wil kom net vir 2 jaar. En meneer Kloppers het destyds vir my gesê, meneer, as jy die water van Namibië gedrink het, gaan jy nooit weer terug nie. Ek het vir hom gesê, jammer meneer, maar ek hoor wat hy sê. Ons het besluit 2 jaar, en toe die 2 jaar om was, toe sê ons, kom ons maak dit 5 jaar. Wel, die res is geskiedenis. Dit is nou al sedert 1984, so lang tyd. Wat is vir jou gunsteling plek in Namibië? My gunsteling plek in Namibië. Ja. Ek het nou amper gesê Swakopmund, maar dit is nie Swakopmund nie. Ek sou sê Windhoek. Ek sou sê Windhoek. Hier is soveel rustigheid, hier is soveel vrede. Ons verdra mekaar. Die weer is wonderlik. Ek het soms gesê as ek George toe gaan met vakansie, Namibië is warm. George se hitte kan ek nie hanteer nie, maar Namibië se warm hitte is awesome. Ek geniet dit. Dennis is 'n man wat baie graag bak. Ek weet nie of hy kan brou ook nie. Dit soms nou sien Dennis, die vloer is joune.
Dani, baie dankie. Ek voel eintlik al skaam om sommer hier te staan en op openbaar te bak. Ek wil vanmiddag, ja, ek hou van bak. Ek maak graag gesondheidsrask, baie gezond. En dan het ek nou 'n swakheid vir randkoek. My ma het altyd gesê flan. Ek dink die ou mense, die groter mense, sal presies weet wat is 'n flan. En dit is 'n spesiale bak waarin jy hom bak. Nou, ons gaan nou 'n flan hier vanmiddag bak, 'n randkoek, en ons vertrou ons sal aan die einde van die sessie dit saam kan geniet. Jy begin met 2 eiers, en dan gaan ons nou hier die eier klits. En dan gooi ons by 5 milliliter vanille essence. Ek het amper gedoog is iets anders daar. Ek wil nou net vir julle sê, dit is nie ons brand sherry nie. Dit is beslis vanille essence. En dan 250 milliliter suiker. Nie allemaal gelyk nie. So in paillemente. Hy moet so 'n bietjie skei maak. Lekker deur klits. Die tekstuur moet reg wees. Sê. Daai lyk is mos lekker soet. Hy is lekker soet. Dit is nou keer sal eet hoe soet. Ek het altyd my ma se bakke so uitgelek. Sy was lief vir bak. En dan gaan ons 250 gram koekmeelblom. O ja, nie vergeet. Bakkoeie. Dit moet wees presies 15 milliliter. En 1 milliliter sout. Die gaan nou alles hierin. There we go. En dan gaan ons nou hierby sit 125 milliliter melk met 50 gram margarine. Okay, net so 'n bietjie deurroer. As jy 'n keuse moet maak tussen margarine en botter, sou ek aanbeveel gebruik die botter. Jy moet dit dan net so 'n bietjie deurroer dat dit egalig is voordat ons hom in die pan gooi. Ek pak 'n bolle vir my dominee en dan as ek nou 'n paar mense wil bless vir iets nice, is dit die ding. Ja, wat jy bietjie met die stres ontlaai. Weet jy nog al Dani, dat ja, ek geniet dit. En as ek nou die dag so bietjie afleiding soek, soos jy sê, van bietjie stres of jy wil net iets doen wat nice is, wat jy geniet, dan kom bakken. Jou stoof moet jy vooraf opwarm. 180 grade. En dan natuurlijk jou pannetje moet jy nou uitsmeer. So ons gaan nou hierdie randkoek vir 30 minute in die oond sit. Presies 30 minute. Dan kyk ons wat gebeur. Nou ja, Dani. Ons gaan nou hierdie randkoek uithaal en wys, hy lyk perfek. So ons gaan hom so 'n paar minute laat afkoel. Dennis, dit lyk regtig heerlik. Hoe sê die Engelsmanne nou weer? The proof is in the pudding. The proof is in the pudding. Yes. En dis wat ons nou gaan doen. Ons gaan proe, maar Oscar, kom jy ook hierso? Kom proe saam. Ja. Dat allemaal kwijt genoemd. In 1915 kom die Eerste Wêreldoorlog in Namibië tot 'n einde na 'n stryd van 203 dae. Die laaste aksie was op 4 Julie by Gaup, noordoos van Otavi, en op 6 Julie neem Suid-Afrika se die magte Tsumeb en Namotoni in.
Duitse magte se oorgawe het op 9 Julie by kilometer 500 buite Otawie plaasgevind. Ander gebeure die week in ons land se storie. In 1867 sterf die Sweedse ontdekkingsreisiger, jagter en handelaar Carl Johan Anderson in Angola aan swartwaterkoors. Nadat Kurt von Francois opnuut vir Hendrik Witbooi probeer oortuig om 'n beskermingsverdrag te onderteken, antwoord die legendariese vryheidsvegter in 1892, Afrika behoort aan ons. In 1905 moet die hawe in Luderitz blitsig vergroot word weens die oorlog teen die Nama. Die nuwe kaai was 167 meter lank en 8 meter breed. Op 5 Julie 1960 spreek Sam Nujoma die VN-komitee oor SVA toe. Mishak Muyongo keer op 8 Julie 1985 uit ballingskap terug en op 4 Julie 1989 begin die registrasie van kiesers vir Namibië se onafhanklikheidsverkiesing. Dennis het 'n lang pad in die onderwys gestap en daarvan was jy vir 15 jaar hoof by Hoërskool David Besuidenhout. Is die onderwys vir alles 'n mens hoof raak, jy weet? Is dit maar moeilik vir die gesin ook soms? As 'n ou toegewyd is, dan raak jou werk eintlik vir jou alles. En dit kom soms teen 'n prys ook in jou huishouding. En daarom wil ek graag vir die huidige skoolhoofdes sê, behou balans. Wees goed vir jouself. Maak seker dat jy vir jouself ook tyd maak, want dit was een van my tekortkominge. Ek het op 'n Sondag aand begin met David Besuidenhout en dan het ek volgende Sondag aand geëindig. Op 'n Sondag aand het ek my bullet geskryf, my weeklikse bullet, waar ek met die onderwysers gesels het en gekommunikeer het. En want ek het daai stadium gevoel, dis baie belangrik. En ons het geglo, elke kind het die reg tot onderrig. En nie net onderrig nie, maar goeie onderrig. En elke kind is geregtig op 'n goeie onderwyser. En soos ek gesê het, en as jy daai fokus het, dan gee jy alles. Dan gee jy alles, want ek wil graag sien dat jou skool suksesvol is, maar soos ek gesê het, dit kom teen 'n prys, jy skep soms die huis af, jy vergeet soms dat daar behoefte is ook binne in die huis. Jy gee so alles vir die skool, vir die kinders, vir die gemeenskap, en jy skep eintlik die huishouding af, en dit is nie 'n gesonde ding nie. Watter dinge staan vir jou uit van jou tyd by David Besuidenhout? Ek dink onderwysersleierskap. As skoolhoof en as leier het ek soms net 'n tree agtertoe gestaan, want ek het gevoel, gee eienaarskap vir almal. En ek het altyd gesê, moet niks persoonlik vat nie. Moet nooit reageer nie, respond. Wat staan uit van David Besuidenhout? Spanwerk. Ons het 'n pragtige span gehad. Binne in die klaskamers, op die rugby, op die sportveld. Daar soms 'n bietjie probleme geweest, maar dit het nie afbreuk gedoen aan die spanwerk wat ons gehad het nie. Ons het goeie uitruilprogramme gehad met Finland. Ons kinders het elke 2 jaar Finland toe gegaan en Finlandse kinders het elke 2 jaar Namibië toe gekom die daaropvolgende jaar en ons het kulturele programme gehad. Fantasties. En dit het 'n geweldige impak gehad op David Besuidenhout se kinders wat die programme aan deelgeneem het. Ons het 'n program gehad met Frankryk. Ons kinders was Frankryk toe en terug hierna toe Frankryk se kinders. Ons het 'n uitreilprogram met Duitsland gehad. Dit was fantasties. En dan het ons geglo aan netwerk, né? Met die plaaslike besighede, met die ambassades en dan het ek geglo, maak kontak met jou buurskoolhoofde. Moenie in isolasie opereer nie. Ek dink die skool het goed gedoen. Ons was daar vir die gemeenskap, ons was daar vir die kinders.
ek het net altyd gevoel, die main hoofbesigheid, die main business of a school is teaching and learning, nothing else. Dit moet die fokus wees en dit moet die fokus bly. Uit die aard van die saak het jy eksterne faktore van die gemeenskap waaroor jy nie beheer het nie. En dit beïnvloed die skool. Maar vir my, spanwerk, goeie leierskap, ek kon enige iets delegeer, ek kan terugstaan en ek weet dit is gedoen. So dit was vir my 'n wonderlike tyd. Die uitdrukking sê 'n gesonde liggaam huisves 'n gesonde gees. En ek dink dis 'n credo ook waarby jy leef, so jy's nog doenig en fiks, né? Nee. Dani, ek is oor 2 jaar 70 en ek sê dit met trots. Die afgelope 6 jaar, vir die laaste 2 jaar sedert my aftrede, is ek bygestel op gesonde leefwyse. Wat ek eet en ek kan die verskil aan my gestel voel. En jy oefen ook nog, né? Ek stap so 4 keer per week, so 4-5 kilometers, af en toe gaan ek 'n bietjie by Farmwind toe. En dan sien ek so baie mense daar en dan sê ek myself, waar is ons mense? Dit is tyd dat ons uit die huis uitkom. Ons moet in die tuin kom, ons moet in die sand kom, ons moet dis hoekom ons gaan kamp het so 2-3 weke terug, ek en 'n paar ou ramkatte en ou eisters. Maar ons moet van ons couches afkom en weg van ons selfone af en begin leef. Jy het nou die rol beklemtoon van goeie bestuur in onderwys. Ek dink dit is, jy weet, ouens soos jy was later ook betrokke om bestuur by ander skole in die land te verbeter. Dink jy ons het al ver genoeg gevorder op hierdie pad? Dani, 20% van onze skole doen goed. 80% van onze skole is nog nie daar nie. En vir my sê dit, daar is rondom leierskap in ons skole nog 'n groot uitdaging. Ons het skoolhoofdeverenigings begin, 'n nasionale skoolhoofdevereniging. Ek het eiehandig 2007, 2009, 2012 skoolhoofdekursusse gereël in 2016 en skoolhoofde van dwars oor die land bymekaar getrek. En om te kyk hoe kan ons 'n bydrae maak om leierskap binne ons skole te verbeter. Want vir my is dit die sleutel tot sukses van enige skool. Wys my 'n goeie skool en ek sien 'n goeie leier. Wys vir my 'n skool wat non-functional is, dan gaan kyk ek na die leierskap. En natuurlik uit die aard van die saak is ouer betrokkenheid 'n baie belangrike aspek. Daaroor kan ons 'n bietjie uitwy. Maar ja, ek dink ons het nogal vordering gemaak, maar daar is altyd 'n omwenteling dat ou skoolhoofde gaan 'n nuwe kom in wat nie dieselfde opleiding gekry het nie. En vir my op die oomblik is dit 'n uitdaging wat moet aandag kry. Want skoolhoofde kry nie opleiding om skoolhoof te wees nie. Hy's 'n goeie onderwyser, hy's 'n goeie departementshoof, hy word skoolhoof, maar die leierskapkwaliteite is nie altyd daar nie. En dit is iets wat aandag moet kry. En miskien moet ons kyk daarna om skoolhoofde te evalueer en verantwoordelik te hou vir hulle skool se uitslae. Maar Dennis, die onderwys is 'n ernstige saak, maar daar's ook humor. Kan jy onthou, wat is die grootste poets wat kinders jou ooit gebak het? Of meer as een, as jy goeies het? Ek sal vir jou sê dat ek was te ernstig as skoolhoof. Ek dink die kinders het soort van vir meneer heel poetse gebak en vir die ander manne poetse gebak. Maar want as ek aangekom het, daar loop die kinders weg. En as ek dit kon verander, sou ek wou sê dat die kinders nader hardloop as jy aankom. Want ek was kwaai. Hierdie sagte geaardheid wat ek het, moes ek soms wegpak en net 'n ernstige front opsit. Dennis, ek dink dit is belangrik, om dankie te sê vir die bydrae wat onderwysers soos jy
gelewer het oor baie jare. So dankie. Baie dankie Dani, dit was regtig vir my 'n pragtige journey, dit was 'n voorreg. En uit die aard van die saak is daar 'n paar dinge wat ek sou verander as ek moet teruggaan. En een van die dinge is, wat men heel goed gedoen het, is om kinders se name te onthou. En ek voel net skoolhoofde moet in die eerste paar weke van die skooljaar, die graad 8, elke naweek vir 3-4 naweke net 'n paar ontmoet, ietsie eet, ouers ontmoet, talente ontmoet, julle name ontmoet, want as Janie en Pietie in die straat staan, as die hoof kom aan en die hoof kyk deur hulle, want Janie gaan vir Pietie sê, kom my hoof, en die hoof ken hom nie, dit doen iets aan die kind. En daarom voel ek, leer ken die kinders baie vroeg in graad 8. Dit maak 'n verskil. Volgende keer. Ons kuier suid van Windhoek by een van die land se bekendste radio- en musiekstemme. Kan jy raai waar uit en tuis die skoene gaan uitskop? Kom kuier en sing Woensdag aand saam. Kyk aan gas, sing damrandaman Afrikaans, Ponda panula, Eshimwe apo, Ongatero.